Dit is vandag Maandag 27 April. Welkom by ons luistermeditasie in die tyd van Pasen. Ons lees saam uit 2 teksgedeeltes vandag, 1 Petrus 2 vers 1 tot 5. Ons gaan dit in die 1983 vertaling lees en dan ook Psalm 34, paar verse uit Psalm 34 en dit kom uit die NIV vertaling. Ek nooi jou om saam met my tot rus te kom, terwyl ons bewus raak van ons asemhaling. Steek ek vir ons 'n kers aan, om ons te herinner aan die opgestaane Christus se teenwoordigheid. Moenie net aan die vroeë dinge dink en by die verlede stil staan nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen en dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad. Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. Die wilde diere sal my vereer, die jakkalse en die volstruise, omdat ek water gee in die woestyn. Riviere in die droë wêreld, om my volk se dors te les. Amen. In uitdagende en onseker tye is die kollektiewe geheue van die geloofsgemeenskap wat weerklank vind in ou geloofsbelydenisse altyd iets om aan vas te hou. In die sentrum van die perikoop uit 1 Petrus 2 herinner Petrus sy lesers aan 'n ou bekende belydenis van Dawid in Psalm 34. Moenie die smaak van die goedheid van God vergeet nie. Taste and see the goodness of God. En as jy eers die goedheid van God geproe het, los jy dit wat 'n wrang smaak laat. Kwaad praat, leuns, kwaad doen, en jy soek vrede en jaag dit na. Ontvang die teks uit 1 Petrus 2 vers 1 tot 5 en laat dit vir 'n oomblik op jou hart gaan rus. In Petrus 2 vers 3. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. You have tasted the goodness of God. Vers 1. Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huichelary, jaloesie en kwaadpratery. Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur op kan groei en die saligheid kan verkry. Vers 4. Kom na hom toe, na Christus, die lewende steen, wat deur die mense afgekeer is, maar deur God vir die ereplek uitverkies het. En laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis.
Ontvang ook die geloofsbelijdenis waarna Petrus verwys in Psalm 34 uit die NIV vertaling, vers 8. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in him. Hy wat by God skuil. Vers 9. Fear the Lord, you, his holy people, for those who fear him lack nothing. Vers 11. Come, my children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. Whoever of you loves life and desires to see many good days, keep your tongue from evil and your lips from telling lies. Turn from evil and do good. Seek peace and pursue it. Hierdie belydenis kom proe die goedheid van die Here, herinner my aan die film Babette's Feast, wat afspeel in 'n klein konservatiewe Deense dorpie met al sy intriges van konflik en vyandskap. Vriend en vyand word na die feesmaal genooi, en soos wat die dorpenaars dan om die tafel sit en eet, probeer hulle aanvanklik hulle genot onderdruk. Maar die ete begin hulle stadig verander. Dit is 'n tafel wat gedek is met die smake van goedheid, wat ou konflik versag, wat wrokke laat verdwyn en mense mekaar vir die eerste keer laat raak sien en vergifnis om die tafels plaasvind. Is dit net nie ook om die tafel saam met wie Jesus gesit het, waar die grootste transformasie in mense se lewens plaasgevind het nie? Ontvang hierdie gebed. Die tafel is gedek. Ek ruik die lam. Vir elkeen is daar plek. Ek kom sit ook aan. Bewus van ons verskille en onopgeloste geskille, sit ek lang tand en wag vir die geuite gebed. Die tafel is gedek. Ek ruik die lam. Maar eers toe ek proe, is dit dat ek
ontspan. Haar goedheid wat ontplof in elke happie kos. Ons raak stil en laat gaan. Die tafel bring ons saam. Amen.